in vers 1 daar vandag. Die tema van die boodskap vanoggend is: gee julleself as 'n lewende en heilige offer aan God. Nou, net langs die opskrif is daar 'n altaar. Nou, wanneer die mense in die tyd van die Bybel vir die Here offer wou bring, dan moes hulle eers 'n altaar bou. Behalwe nou, as jy offer bring in 'n plek soos die tempel waar daar klare altaar gebou was. Maar baie keer het dit net spontaan gebeur, dat gelowiges so dankbaar of so bewus is van die Here se teenwoordigheid, dat hulle vir hom 'n offer wil bring, en dan dat hulle dan 'n offer bou, en daar in die veld, en vir die Here 'n offer bring uit hulle dankbaarheid uit. Nou, ek kan onmiddellik sê, dat hoekom ons nie meer offers bring vandag nie, is omdat daar 'n eenmalige offer vir ons aan die kruis van Golgotha was, toe Jesus al ons sondes op hom geneem het. Maar vanoggend gaan ons leer van 'n offer wat ons nog steeds moet bring aan die Here. Kom ons maak oop by Romeine 12 en gaan vers 1 lees. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Ons het 'n klompie jare gelede lekker lank op Romeine 12 stilgestaan, toe ons die 7 mense in elke gemeente kursus gedoen het, of gekyk het na die 7 gawes, of die genadegawes van Romeine 12. Maar het julle al gedink aan daai stukkie wat daar in rooi staan op die skerm? Gee dan julleself aan hom as 'n lewende en heilige offer. En vanoggend wil ons hierby stil staan, wat dit is om myself aan God te gee as 'n lewende en 'n heilige offer. Nou, voor ek myself aan God kan gee as 'n lewende en heilige offer, moet ek eers 'n altaar bou, waarop ek hierdie offer vir die Here kan bring. Nou, as jy daar in die geleef het in die tyd van die Nuwe Testament, en jy kom in die veld en jy sê, Here, ek wil vir u offer bring, dan vat jy klippe wat jy kry in die veld, en jy bou vir die Here 'n altaar. So waar ons vanoggend wil verstaan wat dit beteken om myself as 'n lewende en heilige offer vir die Here te gee, moet ons begin by om 'n altaar vir die Here te bou, want op daai altaar gee ek dan myself. Nou, om dit te verduidelik, het ek 2 mense wat my gaan help vanoggend, en dit is Ryan en Veronica. Is julle reg met die mikrofoon? En kom ons hoor. So dit gaan nou oor die altaar. It's okay, I won't need it. It's just for Veronica. Ons het elkeen 'n storie. Ons stories is uniek, maar tog soortgelyk. So lyk ons stories. Elke gebeurtenis in ons lewens, elke seisoen, is soos 'n rots of 'n klip wat op ons lewenspad val. Van hulle is groot, 'n rots. Van hulle is klein,
'n klip. Van hulle val ver van mekaar af. Van hulle val gelyk, sommer saam langs mekaar. Van hierdie klippe en rotse is mooi en glad, die goeie tye. Van hulle is lelik en gekarteld, die moeilik en slegte tye. Die nagevolge van ander mense se verkeerde besluite wat ons te nakom. Ons eie swak besluite wat ander mense potjie. Hierdie is die pyn en hartseer, die traumas en uitdagings wat ons ervaar in ons lewens. Dit maak seer om aan hierdie lelike gekartelde rotse en klippe te vat. Partykeer, selfs net om hulle te noem op die naam, sny ons stikkend. So, ons kyk nie daarna nie. Ons ignoreer dit. Ons probeer vergeet van dit. Ons los hulle net daar waar hulle geval het. Maar die waarheid is ontnigterend. As ons die rotse en klippe net daar los, gaan ons oor hulle bly val. En ander mense gaan ook oor hulle val. Ons skree onredelik op 'n geliefde oor iets kleins wat ons pyn ontlok het van 'n rots wat ons vir jare ignoreer. Ons maak besluite om die hartseer van 'n klip te vermy, in plaas van om die Here te gehoorsaam. Ons val in isolasie, want ons wil nie weer onsself kwesbaar maak op daai rots nie. Sodoende maak ons onsself seer en ons maak ander seer. Dit hoef nie so te wees nie. Ons kan kies om te stop, om die ander stemme, ons eie stem, stil te maak, om stil te word en doelbewus net te sit tussen die rotse en klippe van ons stories. En dan luister vir die Here se stem. Hy roep ons om te kom met wat ons het, ons storie. Die stikkende rotse en lelike klippe. Ons kan hulle op die naam noem en hulle optel. Ons kan die Here vertrou om ons te lei, om ons te wys presies wanneer en waar om elke rots en klip te plant, een op die ander. Met die Here as ons meester en ons as die leerling, kan ons storie vol van rotse en klippe gebruik om iets te bou. 'n Altaar. So word ons storie verander. So word ons genees. So maak die Here iets bruikbaar uit ons gebrokenheid. Iets niets uit ons nood. So laat ons die Here toe om ons te verander aan die binnekant. Maar 'n altaar is niks sonder 'n offer nie. Dit is leeg. 'n Leë altaar is maar net 'n standbeeld. 'n Altaar is gebou net vir een ding, om iets op dit te offer. Romeine 12 vers 1 en 2 is die mylpaal van ons stories. Wanneer ons onsself as lewende offer op die klipaltaar van ons geneeste, stikkende stories lê, onderneem ons ware godsdiens. So verander die Here ons buitentoe. So gebruik die Here ons storie om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. So bou ons die Here se koninkryk in. Hier is ons die Here se stem gehoorsaam. Hier gee ons van ons tyd en talent en skatte tot voordeel van iemand anders. Hier lewe ons in vrygewigheid. Hier giet ons onsself uit, in en verander. Dit is hoe ons lewens soos wierook word,
'n aangename geur vir die Here. Day and night, night and day, let incense arise. Ons lê neer tog net dit wat ons van hom ontvang het. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Dankie Veronica en Ryan. So wanneer Romeine 12 vers 1 sê, gee julle self as lewende en heilige offers, dan moet ons onsself op 'n altaar gee. En die altaar wat ons vir die Here gee, is ons lewens. Dit wat met ons in ons lewens gebeur, dit is die klippe van die altaar, die wonderlike dinge, maar ook die slegte dinge, ook die hartseer dinge. En wanneer ons dit vir die Here gee en 'n altaar daarmee bou, dan kan die Here dit wat sleg en swaar was in ons lewens gebruik tot sy voordeel. So gee julle self as 'n lewendige en heilige offer aan God. So voor ons dit kan doen, moet ons 'n altaar bou. En ons het nou gesien 'n praktiese illustrasie van die altaar wat ons kan bou. Andrea, hak net vas, daar is hy. Dan as die altaar gebou is, dan kan ons soos Ryan gedoen het, op hierdie altaar onsself vir God gee. Maar wanneer daar iets is wat ek nog een kant hou, dan is daai altaar nie volledig om myself vir God te gee nie. Wanneer ek dink maar ek kan nog vashou aan 'n onreg wat my gedoen het en ek gaan nie vergewe nie, dan is my altaar nie volledig nie. Wanneer ons dink maar mense het my seer gemaak en daarom staan ek nou een kant, daai klip is lê daar een kant, dan is my altaar nie volledig nie. So as ons onsself gee vir die Here as 'n lewende en heilige offer, dan moet alles in ons lewe die altaar bou waarop ons onsself gee. Niks moet ons vir onsself hou nie. Ek weet hoe die Heilige Gees werk, is hy sal klaar begin goed op ons harte lê. Sal vir ons goed wys. Ek het al gesien, mens moet nie te veel dink nie. Net fokus op die Here en dit wat hy op daai oomblik mee met jou wil werk, sal in jou hart opkom. En as ons onsself dan gegee het as 'n lewende en heilige offer, dan is daar gevolge. Daar gebeur dan iets. En ek wil gou daarby net stil staan. Die eerste ding wat gebeur is dat ons verander. In Romeine 12 vers 2 staan, laat julle getransformeer word, en die Griekse woord is metamorfose. Laat julle 'n transformasie ondergaan. Die enigste manier hoe ons kan verander is om onsself as 'n lewendige en 'n heilige offer vir die Here te gee. Maar ons kan nie daai offer vir die Here bring as die altaar waarop ons daai offer bring nie ons hele lewe behels nie. En dan as ons daai offer vir die Here bring, ons gee onsself, is die eerste gevolg dat ons verander. Romeine 12 vers 2 sê, dan word ons gedagtes nuut. Want dan kan ons onsself sien soos God ons sien, en dan kan ons sy woord lees, en sy woord kan ons beïnvloed, en deur die Heilige Gees se werk kan ons lewens getransformeer word. Dan die volgende gevolg wat ons sien in Romeine 12
is dan kan ek my funksie vervul in die liggaam van Christus. Want eers as ek myself as 'n lewende en heilige offer vir die Here gegee het op die altaar van my lewe. Dit is iemand wat kan inskakel en deel word van die liggaam van Christus en wat sy of haar funksie dan in die liggaam kan vervul. En dan nog 'n gevolg is, dan kan ek funksioneer in die gawe of die genadegawe wat ek van die Heilige Gees ontvang het. So vanoggend se boodskap gaan daaroor dat ons onsself moet gee as 'n lewende en heilige offer. En ons staan stil daarby dat ek myself op 'n altaar moet gee. En daai altaar is om my hele lewe alles goed en sleg vir die Here te gee. Maar as ek my dan op daai offer sit, dan is ek in die posisie waar ek kan verander, waar ek meer soos Jesus kan word. Dan is ek op die plek waar ek my funksie wat die Here vir my het in sy liggaam kan vervul. En dan kan God my vertrou met die genadegawe wat hy vir my gee om dit met liefde te beoefen. So om myself as 'n lewende en heilige offer te gee vir ons elkeen, om onsself as 'n lewende en heilige offer te gee. Het beteken dat ons hele lewe vir hom moet neerlê. Maar daar's iets groter aan die hele prentjie. En ek dink Ryan en Veronica, dit was amazing. Dankie vir julle twee. Maar nie een van ons sal dit vergeet nie. So om al die klippe van my lewe te vat en 'n altaar daarmee te bou. Om alles van my hele lewe in Jesus se diens te stel. Want die altaar is mos in diens van die Here, want daar word die offer daarop gebring. Ek het op my hart dat ons bid en dat ons presies dit doen. Kom ons staan vir hierdie gebed. GP, kom staan by my, ek het op my hart, jy moet saam met my bid vir almal. Hemelse Vader, dankie dat ons nou na U toe kan kom met vrymoedigheid, want ons kom in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, maar ook ons Here. As jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het nie, doen dit vanoggend. Gee jouself, gee jou lewe vir die Here. Sê vir die Here, Here, ek bely dat ek sonder U 'n sondaar is en verlore is. Maar ek neem vir Jesus Christus aan as my verlosser en ook as my Here. Ek sterf aan myself sodat ek nou vir U kan leef. Daarom vra ek, Here, kom vul my met die Heilige Gees, dat ek in U krag kan leef. Here, maar so baie van ons wat al met hierdie pad loop, het 'n altaar waarop ons lewens wil gee wat nie al die blokke in het nie, al die klippe in het nie. Daar's goed wat ons troetel, daar's goed wat ons vir onsself wil hou, daar's goed waar ons net nie kan oorkom nie. Vanoggend, Here, wil ons dit alles vir U gee. Kom ons dink aan die mooi dinge. Die mooi dinge wat die Here in ons lewens ingebou het. Die mooi herinneringe. Die mooi dele van ons lewens. Dit waarvoor ons vir die Here net dankie kan sê. Dink daaraan en pak dit op die altaar van jou lewe. Gee elke ding vir die Here soos mense verskillende klippe op die altaar pak.
kom nou en vat nou die swaar en slegte dinge. Dit wat jou hartseer maak. Dit wat jou bitter teleurgestel het. En soos Heilige Gees dit op jou hart druk, gee dit vir die Here, sit dit op die altaar van jou lewe. Soos ons hierdie altaar bou, is dit nodig dat ons ook miskien moet vergewe. Sê Here, ek vergewe hierdie persoon. Here, ek vergewe hierdie instansie. Hierdie sleg wat met my gebeur het op die altaar neer. Ek bou 'n altaar daarmee. Ek vergewe, ek spreek vry, ek seën. Ek gee dit aan U oor, ek stel dit in U diens. Mag die sleg wat met my gebeur het, nou maak dat ek meer effektief in U diens is. Here, ek gee al my foute vir U. Ek pak dit ook as altaarklippe op die altaar van my lewe. Here, dit waar ek so skaam is, dit waaroor ek so spyt is. Here, ek sit dit ook op die altaar, want ook uit dit het ek geleer, en ek kan dit ook in die diens stel. Here, dankie dat ons onsself aan U as lewende en heilige offers kan gee. En ons bring hierdie offer nou vir U, Here, op die altaar van ons lewe. Sien, soos Ryan op hy altaar neergelê het, sien jouself so op die altaar van jou lewe, jouself oorgee aan die Here. Here, ons gee nou onsself aan U as lewende en heilige offers. In die naam van Jesus. Ja, dankie Vader dat U in die skrif sê in Jesaja 61, You have come to set the captives free. Lord, I pray that Holy Spirit, that You will come and You will fill our bodies and You will come and fill our spirit inside of us and heal our bodies as we surrender. Every sickness, every disease, we surrender it now to You. In the name of Jesus. Everything that's lying in my soul, every worry, everything that I cannot get rid of, I pray that You will come and fill us, Holy Spirit, and set us free now. In the name of Jesus. Dankie Vader dat dit maak nie saak hoe elke klip lyk nie, U weet hoe dit lyk. Maar Heilige Gees, U is ook die Gees van openbaring. You are the Spirit of revelation. En kom maak nou aan elkeen aan ons bekend wat dit is wat ons koester. Daardie verkeerde altare wat ons bou, want ons gaan dit self hanteer. Want ons is skaam daaroor. Soos ek en jy staan, kom ons maak net ons hande oop en ons laat dit val. So that God can come and set us free today. Sy seun was die perfekte lam. Hy was die perfekte offer. En dis wat vir my en vir jou vanmôre moontlik maak om elke ding op 'n altaar te plaas en vir God te gee, want hy sê ons kan nie ons eie kruis dra nie. Ons kan nie elke las dra nie. Kom ons gee dit vir hom nou. En dankie dat hy elkeen van ons nou vry maak in die naam van Jesus. Nie net fisies kom genees nie, maar ook ons sielemens kom genees. Dat ons as ons hier uitstap en ons oë oopmaak,
ons U in gees en in waarheid sal aanbid en sal stap. Ons gee vir U al die eer in die naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons bly net so 'n oombliekie staan. Ons diens is nie nou verby nie. Die lekkerste deel breek nou aan. Ons noem dit die gemeenskap van die gelowiges, die lekker eet en drink en saam kuier. So kom geniet, almal is welkom om iets te geniet. En vanoggend se boodskap glo ek het almal se harte geraak. So as jy gebed nodig het of iets op jou